Goeiemôre, good morning. Kyk hier, ons sit nou in 'n diplomatieke krisis hier op Goeiemôre, good morning. My goeie vriend Arnold is uitgesproke ondersteuner van die Cheetahs, tuis een van die leeu's, maar nou ja, wat sal ons maak? Ek is die een wat vir die regte span skree. Hier gesels Annie vanmôre met niemand anders as die president van die Blou Bulle, minister, meneer Willem Strauss. Ek dink eerlikwaar, jy het nou nie probeer om seisoenkaart. Dis wat gebeur. Probeer al so lank. In die pos, Pieter. Willem, welkom. Baie Net dankie, voor Annie, ons dankie, begin, Piet. Ek wil daarom net vir ons kykers sê, ek het ook my gunsteling boeke saamgebring. Hierdie is my Google Maps en my Waze rigtingaanwyser. So dis die belangrikste boek van hulle almal. Maar ek het vir ons een gebring wat wonderlik is. The funniest thing you never said. Nou, jy kan hom enige plek oopmaak. Hier gaat ons. Noel Coward wat gesê het oor 'n kritikus. I'm sitting in the smallest room of my house. Your review is before me. In a moment, it will be behind me. In elk geval, Willem, lekker om jou te hê. Ek Ja, dink sorry. ons hoor van almal hier en daar's 'n gas wat later op gaan wees wat ook gesê het I'm a big fan. As iemand vir jou sulke goed sê as president van die Blou Bulle, hoe voel dit vir jou? Ag wonderlik. Ek dink weet aan een kant dink ek rugby nou gewys het oor die laaste dekade of 2 of 3. Weet inspireer ons hooplik mense en gee mense hoop en weet soos iemand eendag my gesê dit is dalk al wat nog werk in Suid-Afrika, maar ek dink dis daarom net op 'n ligte noot, maar ek dink dis wonderlik. Weet dit definieer Suid-Afrikaners. Ek dink Piet Toy ook in Amerika dreig maak het almal van ons sou sê as jy sê so in Suid-Afrika dan assosieer mense jou met rugby want ons presteer op 'n wêreldforum so. Dit was om net te praat oor die rugby waar dit regtig op die slagveld verskil maak. Saterdag moes vir jou fantasties gewees het en ek dink vir Suid-Afrika, soos ons gesê het, die eerste Grand Slam is wonderlik. Ongelooflike prestasie gewees, die eerste keer in 12 wedstryde, eerste keer in die bestaan van die URC wat Suid-Afrikaanse span Munster kon klop daar in Limerick. Dit is 'n uitdagende plek om te gaan speel. Daai Ierse spanne is so goed afgerig en weet hulle stelsels werk so goed. Hulle maak nie foute nie, so om Munster of Leinster daar te gaan klop is 'n groot uitdaging. En ja, nee, die word kom hulle regtig uitstekende rugby gespeel. Is daai derde week van die toer Arnie, weet dan begin jy mekaar bietjie irriteer en dinge. Ouens wil huis toe kom, jy weet hierdie is Vrydag aand in Glasgow is nou die laaste game, die ouens weet hulle is op die vliegtuig en hulle is terug. Maar ons bestuurspan het so 'n dingetjie gedoen waar hulle bietjie met jy weet die spelers se vrouens en kinders onderhoude gedoen het, dit gespeel net voor hulle opgedraf het. So 'n bietjie emosie. Partykeer hou daai emosie net 10-20 minute, maar vir Saterdag was dit 80 minute en ek dink die verdediging was van 'n ongelooflike kwaliteit geweest. Dit was my opvallend. Die dissipline die week van tevore is eintlik wat julle dier te staan gekom het. Maar hierdie Saterdag, daai laaste 4, 5, 6, 7 minute, daar kon 'n strafskop gewees het, maar die dissipline het gehou. Ja, en jy weet op hierdie vlak is die margin so klein soos die Engelsman sê. Ek dink 3/4 van die URC wedstryde is 7 punte minder. Jy weet daai een strafskop, daai een geel kaart, daai een verkeerde besluit kan jou die wedstryd en dan uiteindelik die kampioenskap kos. So nee, dit was fantasties geweest met Marcel Coetzee wat natuurlik 'n titaan was Saterdag, maar eintlik maar almal die hele span het hulle kant gebring en dit was goed om te sien die spelers wat terugkom van beserings soos Johan Goosen en Kobus Wiese en almal wat sommer dadelik ingeslot het en goeie rugby gespeel het. Dit lyk asof dit ten minste 2 spanne gaan wees in die kwart eindstryde en dis natuurlik wonderlik vir Suid-Afrikaanse rugby. Wat dink jy beteken dit vir die spanne wat dit nie sou maak nie, soos die Leeu's en 10-1 die Stormers? Ja, natuurlik, jy weet in sport ongelukkig is daar 'n tellbord. Jy kan in 'n ander bedryf vertel dit gaan wonderlik, maar in sport hou hulle telling. So dit is baie belangrik dink ek om in die top 8 te eindig. Jy speel ook dan kwalifiseer jy ook vir die Investec beker in die volgende jaar en jy weet 'n mens wil maar 'n uitspelwedstryd betrokke wees, dan sit op die dag. As ek gesien verlede seisoen binne intervisie in die kwart eind geklop op Loftus en toe die grootste van verrassings om 'n Leinster A-span op volsterkte in die semifinaal te geklop het. Ongelukkig blyk dit ons finaal te gewees het en daai ongelukkig verloor teen die Glasgow Warriors. Maar weer eens een telling en minder, weet een skore minder en dit kon anders te gewees het, maar ja, so net eers in die uitspelwedstryde is ons definitief staan se kwart eind huisves op Loftus, dan hang dit net maar af van wat in daai wedstryde gebeur. En dan is dit 'n semi in die finaal, jy weet, dan enigiets kan in daai 80 minute gebeur. Verlede jaar in Glasgow, Munster gaan wegwen en die Bulle gaan wegwen. So jy weet, selfs al moet jy wegspeel, as jy reg is en die dinge loop vir jou reg, kan jy nog steeds die kompetisie wen. Ek moet jou uitvra oor die Ackerley rugby ooreenkoms wat nou uitgestem is. Jy's een van die ouens wat teen hom gestem het. Wat is die jongste daar en hoe gaan mens vorentoe
met daai hele scenario, Willem? Ja, jy weet uiteraard is dit maar eintlik SA Rugby wat jy beter sal kan antwoord, maar weet ja, dit soos jy tereg opmerk, dit was toe nou uitgestem gewees. Ons het gevoel dit is nie werklik die beste wat daar is vir, jy weet, dat jy nie noodwendig die eerste en is nie noodwendig die beste nie, jy weet, dat ons 'n paar mense ook 'n kans gee en uiteindelik tot by die beste ooreenkoms moet uitkom, maar ek weet daar is sprake, jy weet daar is 'n groep wat soos die Engelsman sou sê 'n expression of interest gelewer het. SA Rugby se finansiële situasie is in elk geval, jy weet, baie goed geraak oor die laaste paar maande met die borgskappe wat uiteindelik dink ek die waarde van die Springbok handelsmerke weerspieël en jy weet die Springbok All Black toestreeks wat gaan opkom wat hulle noem die Greatest Rugby Rivalry wat 'n geweldige inkomste gaan bring, die moontlike die conversion vir ons in URC en dat ons aandeelhouers daar gaan word, die Nations Cup wat oor 'n jaar of 2 of 3 ook gaan begin. So daar's 'n klompie dinge wat die finansiële situasie van rugby uiteindelik in die volgende paar jaar baie goed gaan doen. Jy is in 'n wonderlike posisie om die volgende vraag te antwoord. Suid-Afrikaanse rugby is gesond op die oomblik, net omtrent op alle vlakke, nie waar nie? Ja, ek dink daar is wel uitdagings altyd, maar ek dink jy weet om back-to-back wêreldbeker kampioene te wees wat dit vir Suid-Afrika beteken het en natuurlik vir ons industrie is ongelooflik. Ek dink jy weet daar is baie uitdagings, jy weet ek dink miskien is die tweede divisie Unis weer die ou dae se B-afdeling Karibieke Unis nog nie heeltemal daar waar hulle moet wees nie, maar hooplik sal daar kom. Klap rugby voel ek kan ons nog maar altyd 'n bietjie meer aan doen, maar dit weet veral by ons by die Bulle is in 'n sterk opwaartse kurwe ook, maar die spel groei. Ek het so ruk terug gewees die ure daar by my in die ek kan nie onthou nie, ek dink Leinster, ek kan nie onthou wie van Ierland was by my gewees in die presidentslosie nie. En toe sê hulle onder die top 20 sporte, rugby is nou die tweede, derde grootste sport in Ierland, maar onder die top 20 sporte vir 16-jarige Ire en jonger, dit is nie eens onder die top 20 nie. Maar in Suid-Afrika en ek dink dit baie met die SIA-koalisies en die Rassie Erasmus is te doen ontplof rugby. Ja. So ek dink ons is eintlik in 'n fantastiese spasie. Ek is baie bly om dit te hoor. Laastens, die meisies wil hoor, waar oefen jy om daai gun so te laat lyk? Man, ek het Jimmy Stone as weet uit die pad het gestaan daar by my gym en sy spiere oorgevat het. Willem, baie dankie, was wonderlik om jou hier te hê. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Dankie Annie, dankie Willem. Dit lyk daarom of hierdie onderhoud nie op 'n diplomatieke storm of ramp afgestuur het nie. Net hierna praat ons finansies met Thys en Prof Albert Wieke van the Gordon Institute of Business Science. Goeiemôre.